Hoekom jou lewe nie werk nie? En hoe om dit reg te maak? Voel dit soms asof dit maak nie saak wat jy probeer nie. Niks werk nie. Asof jy jaar na jaar op dieselfde strydbus vasgevang is. Miskien is jy 30, 40, 50, selfs 60 of 70 jaar oud en dink: die lewe werk net nie. Soos dit moet nie. Dinge werk net nie uit nie. As dit jou aanraak, moenie weggaan nie, bly by my. Want wat ek nou met jou nou gaan deel, was nog altyd daar, maar te naby om raak te sien. In Genesis hoofstuk 12 word ons voorgestel aan 'n man wie se lewe eers begin het toe meeste mense vandag sou sê dit is reeds verby. Sy naam was Abraham. Genesis 12:1 sê: die Here het vir Abraham gesê: gaan uit jou land, weg van jou familie en jou vader se huis, na 'n land wat ek jou sal wys. Stop net daar. Los jou land. Los jou familie. Los wat bekend is. En gaan na 'n plek wat jy nog nie eens ken nie. Dan sê God: ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën. Ek sal jou naam groot maak. En Abraham was gehoorsaam. Hier is die deel wat ons mense mis. Abraham was 75 jaar oud toe sy ware reis begin het. 75 en dit was nie te laat nie. Party van julle dink: my lewe is amper klaar verby. Ek is te oud om te verander of ek is te oud om iets nuuts te leer. Daardie gedagte kom nie van God af nie. Die samelewing het ons geleer dat jy na 'n sekere ouderdom klaar is en moet aftree. Maar die skrif sê: solank iemand leef, is daar hoop. As jy asem in jou longe het, is dit nie te laat nie. As God klaar was met jou, sou jy nie meer hier gewees het nie. Ons dink ons is slagoffers van omstandighede, maar in werklikheid is ons slagoffers van ons denke. God het gesê: wees vrugbaar. Met ander woorde, laat dit wat ek in jou geplaas het, na buite kom. Jy is geskep om by te dra, nie net om te oorleef nie. Abraham se naam beteken verhewe vader. Maar hy het geen kinders gehad nie. Elke keer wat iemand sy naam sê, was dit 'n herinnering aan wat hy nog nie voortgebring het nie. Dit is pyn. Dit is bedrieger-sindroom. God sê vir hom: jy was lank genoeg in hierdie land. Mense ken jou vir wie jy was, maar jy moet weggaan, sodat jy kan word wie ek jou gemaak het om te wees. Party van julle sit vas omdat julle omring is deur mense wat net die ou weergawe van julle ken. Hulle herinner jou gedurig aan wat jy nie is nie. Maar God sê nooit vir jou wat jy nie is nie. Hy sê vir jou wie jy is. God sê: verlaat die land wat jy ken en gaan na die land wat ek jou sal wys. Met ander woorde, los gemak. Los voorspelbaarheid. Los dit wat veilig voel. Laat ek jou iets vra. Het jy die soort geloof wat kan vorentoe beweeg sonder al die antwoorde? Want as dit wat jy nou doen sou werk, sou dit reeds gewerk het. Alles waarna jy soek, lê aan die ander kant van die persoon wat jy nog nie geword het nie. Hier is die probleem. Jou brein hou nie van nuwe dinge nie. Jou brein soek altyd die pad van minste weerstand. Dis hoekom bekendheid veilig voel. Maar gemak is die vyand van groei. Dis hoekom soveel mense aftree en dan ophou lewe. Hulle hou op leer. Hulle hou op groei. Hulle hou op rek. Ek stel nie belang in aftrede nie. Ek stel belang daarin om hoor te mik. Bekende denkpatrone blokkeer nuwe idees. Dis wat jy dink jy weet, wat jou keer om te leer wat jy nog nie weet nie. Die ware rede hoekom jy vassit. Kom ons maak dit eenvoudig. Jy doen steeds wat jy nog altyd gedoen het. Dieselfde gewoontes. Dieselfde denke. Dieselfde omgewings. Mense hou op lees. Hou op leer. Hou op groei. Maar die wêreld hou aan verander. As jy nie leer nie, raak jy agter of jy dit besef of nie. Jy sien nie die wêreld soos dit is nie. Jy sien die wêreld soos jy is. As jy nuwe resultate wil hê, het jy 'n nuwe perspektief nodig. En soms beteken dit jy moet gaan. God het Abraham laat gaan. Nie om hom te straf nie, maar om hom te posisioneer. Jou deurbraak is nie in die bekende nie. Jou toekoms is nie in gemak nie. Jou volgende vlak lê aan die ander kant van groei. So die vraag is nie, is ek te oud? Die regte vraag is ek bereid om te gaan waar God wil hê ek moet gaan? Want as jy gaan waar God jou stuur, sal jy groei. En as jy groei, sal jou lewe uiteindelik begin werk.